Huis van die Here. Lekker om pastoor Johnny saam met ons te sien. Van 107 jaar en 10 dae afwesig gewees. Lekker om jou by ons te hê vanmôre. Dankie dat jy ons kom vergas met jou teenwoordigheid. Loof die Here. Al die onderwysers vanmôre in die kerk, is lekker om julle te sien. Dankie. Dankie vir die ouens wat die sop maak. Is lekker as jy nie sop eet nie, Patrys. Dani het vanmôre gemaak, hoor. Ek weet nie of ou groot daar langs jou soveel sop kan maak nie, maar jong, hy kan hoor. Jong, just like it. Maar dankie dat jy hier is. Aan elkeen vanmôre hartlik welkom in die huis van die Here, en ook ons ouens wat op live Facebook gaan kyk. Abby kyk net vir ons of die klank reg is, Lariska en Wesley en hulle dogtertjie Lenay. Dankie dat julle vanmôre saam met ons is. En dan Sean, hy is al 'n bekende hier by ons. Dis die tweede keer dat hy by ons kom kuier. Maar dankie dat jy hier is. Dit is lang naweek. Dis lang naweek, so, en dit is skoolvakansie, en kyk nou net. Almal is hier. Die meerderheid is hier. Die meerderheid is hier. Klop jouself op die skouer en sê, ek het nie weggegaan vir die lang naweek nie, daarom is ek hierso. OK, dankie dat jy hier is. Dit word regtig waardeer dat jy die moeite doen op 'n lang naweek om in die huis van die Here te wees. Dis vir ons 'n groot voorreg om in die huis van die Here te wees en saam met ons te aanbid en saam met ons te wees. Ons is besig, Abby, daar's onder mekaar is daar 2 slides, ek het alweer nie verduidelik vir jou nie. Slide nommer 2 wat sê, in my plek, genade het geen grense nie. Ons praat oor die reeks in my plek, en ek weet nie of jy, hoe voel jy? Hoe gaan dit met jou? Jy kan nou met my praat. Hoe gaan dit? Lekker. Daar moet 'n slide net bokant om wees, Abby, asseblief, of onderkant. Daar sê, dankie. Kom ons. Dis die reeks se naam. Die reeks se naam is in my plek, en laas week, 2 weke terug, of 2 weke het ons stil gestaan oor afgehandel. So ek dink jou gebedskapasiteit behoort nou by die tyd te verhoog het, want jy hoef nie meer met 'n sluier te aanbid nie. Ek dink jou performance oor die algemeen behoort beter te wees, want jy hoef nie in jou huis rond te loop en 'n bok te soek wat nie daar hoort nie. Kan jy die storie van die bok onthou? Die ouens wat nie dit verstaan, nou wat ek sê nie, gaan kyk asseblief op ons Facebook laas week en die vorige week se diens. So die spreekwoord sê altyd, moenie die duiwel agter moenie die bok gaan soek waar daar nie 'n bok is nie. Want jy dalk net nie die regte plek om hom te slag nie. Of jou erf is dalk te klein genoeg om in die hoek van die erf in te jag, want môre maak hy weer sy opwagting. Maar dis die reeks waarmee ons besig is, en ek vertrou dat jy regtig waar dit ter harte sal neem, dat in hierdie tyd wat ons lewe, en juis nou is dis nodig dat ons verstaan dat dit wat vir ons aan die kruis van Golgotha gedoen was, is reeds afgehandel. Is afgehandel. En ek wil vanmôre met ons praat oor die tweede gedeelte, en natuurlik eers vinnig, gelukkige Vadersdag vir al die pappas vanmôre in die plek. Gelukkige oupadag. Ons was 3 oupas vanmôre wat kerk toe gery het. Ja, hulle het dit nie geweet nie, maar ek herinner dit toe daaraan, hulle is oupas, Rian en Henny, ons is oupas. So ek hoop jy word lekker bederf, en hierdie boodskap is ook 'n boodskap vir Vadersdag. Want in die tabernakel was die priester met sy oorkleed daar, en op sy bors het hy 12 sulke karbonkels gehad in edelgesteentes. Elke stam het 'n edelgesteente gehad, 12 verteenwoordigende stene op sy bors, want hy was die priester gewees. Net so vinnig ter inleiding vir al die paas. Jy moet elke kind, en jou vrou, nie elke vrou nie, jou vrou, een vrou. Jy moet jou vrou en jou kinders op jou bors hê elke dag, want jy is die koning en die priester en die profeet van jou huis. En vir die ouens wat hondjies het as hulle kinders, noem jou honde maar by hulle name. Die Bybel sê in Spreuke 12, dink ek. Hy sê die regverdige kyk vir sy diere, die onregverdiges behandel hulle sleg. So jy kan jou hondjies daar op jou bors dra. Jou dierekinders. OK. Goed. So ons praat oor die prys is afgehandel. Geef my die tweede slide asseblief, Abby. So vanmôre wil ek met jou praat
Steeds oor die tema in my plek, maar ek wil vanmôre vir jou sê dat, en na jou toe bring dat, om te sê genade het geen grense nie. En ons gaan vanmôre weer terug in die Ou Testament, en ons gaan weer soek, en ons gaan weer kyk, en ek gaan jou lei, en vir jou wys, hoe dat die streep van genade, nog voordat dit aan die kruis van Golgotha gebeur het, want ons almal is altyd, ons sê dit, en dit is so, ons lewe in die tyd van genade. Voor die tyd was die wet, en na die kruisiging, voor die kruisiging, die wet, na die kruisiging, die tydperk van genade. Ons lewe in die tydperk van genade. Dit is maklik om dit te sê, dit is egter 'n ander ding om dit te lewe. Maar ek gaan vir jou wys vanmôre so uit die Ou Testament uit, hoe die silwerdraad van die voetstappe van genade reg deur die Bybel kom, sodat uiteindelik op die kruis van Golgotha, wat God se plan was, want onthou, God se plan was van die skepping af, dat mense soos ek en jy met hom sal versoen, naby aan hom sal wees, en ons lewe vir hom sal gee. En dis die wonderlik van die boek Bybel, dat reg deur die Bybel is daar 'n lyn getrek, en kom ons agter in die verhale in die Bybel, dat God het die voetspore reeds laat trap op pad na die kruis toe, sodat daar genade kan wees vir sy kinders, vir hulle wie hy uitgekies het, vir hulle wie hy sy volk wou maak. En elke een van ek en jou wat vanmôre hier sit, het 'n pad gestap al. Elkeen van ons het 'n pad gestap, of dit nou goed en of dit minder goed was. Elkeen van ek en jou vanmôre het sy eie storie. Dit jou eie ding. Jy het daai storie wat jy nie in die oop wil vertel nie. Jy het daai iets wat in jou binneste vas is nog, wat jy nie jy wil dit met niemand deel nie. Partykeer weet jou man nie is daarvan nie, partykeer weet jou vrou nie daarvan nie. Dis hierdie stuk ding wat jy mee loop, wat jy voel, jy wil saam met dit graf toe gaan. Dis nie regverdig vir jou as God se kind, om met enige iets graf toe te gaan nie. Hallo? Dis nie regverdig vir jou as God se kind, om met enige iets in jou lewe rond te loop, waarvoor jy nie die oortuiging van jou gemoed en jou hart sal hê, om dit nie voor God neer te lê nie. Ons bekla ons lot en ons bely ons skuld baie keer voor mense, maar mense skinder, en mense kan boggerel doen behalwe om daarna te luister en eintlik om te draai niks te doen nie. Maar God is die een wat reg deur die Bybel die voetspore neergelê het, sodat ons vanmôre kan verstaan, uiteindelik die prys aan Golgotha was afgehandel gewees. En ek wil jou vanmôre aanmoedig om te sê, as daar 'n storie of ietsie in jou hart is waarmee jy vanmôre wil graf toe gaan, of nie bereid is om oor te praat nie, wil ek sommer uit die staanspoor vir jou sê, gee dit vir die Here. Gee dit vir die Here, kom skoon, come clean, kom in die oop, gaan in jou binnekamer dan in, en trek jou deur toe, en praat met die Here daaroor, maar gee dit vir die Here, want daai storie, daai dingetjie wat in jou hart lê, daai diep wortel wat in jou hart lê, gaan vir jou so aftrek, dat jy nie kan opkom nie. Luister, ek ken mense, Pastoor John ken mense, Pastoor Jerry, jy ken mense, wat vir jare en jare vasgebind is aan stories en goed waardeur hulle gehardloop het. Dat as hulle ouers, wat 10-10 in die graf is vanmôre, daarvan sou weet, sou hulle ouers hulle 10-10 uit hulle monde uit hulle doodgeslaan het. Dink maar net aan 'n storie. Elke meisiekind word deur haar pa beskerm met 'n haalgeweer en meer. Party ons het haalgewere, party ons het appels. En toe jou girl in matriek was, toe sê vir haar, as jy met 'n babietjie hier aankom, dan slaat ek jou dood. Hallo? As jy met 'n babietjie aankom, dan slaan ek jou dood. Seentjies sit in die klas en die juffrou vra vir hulle, vertel vir ons, wat is die mooiste ding wat jy al ooit gehoor het? Nou steek elkeen sy hand op en Jannie steek sy hand op. Ja, juffrou, ja, Jannie is juffrou, 'n vrou wat swanger is.
Sê, hoe sê jy nou so, Jannie, jy's 'n kind. Hy sê, nee juffrou, ons het gisterand by die huis gesit om die eetelstafel, toe sê my sussie vir my pa, ek het iets om te vertel, ek is swaar. Toe sê my pa, dis nou mooi, dis nou baie mooi. Ja. Ek sal nie sê die ander woorde waarmee te gaan. Ja. Dis nou baie mooi. Jy sien, en ons het hierdie goed wat uit ons geskiedenis uit voorkom, ons is so bang vir ons ma's en pa's, dat ons daai vrees in ons harte ingeboesem het, dat ons nie eers die vrymoedigheid gehad het om dit voor God te sê nie. Want ons was bang dat God net soos ons ma en ons pa is, dat as ek hierdie ding vir hom sê, gaan hy my doodklap met een sweep van sy hand. Ons is so bang dat God ons onder die grootste veroordeling gaan bring, dat daar geen versoening en vergifnis vir my gaan oorwees nie. So wat doen ek? Ek hou dit in my hart. En ek lewer daarmee saam. Daar's mans en vrouens wat in huwelike vandag staan, wat die grootste terugslag in hulle verhoudings het, en die grootste oneerlikheid lewe in hulle verhoudings, want hulle kon nie met mekaar eerlik wees oor om hulle verlede te praat, om te sê, dis wat ek was, maar ek het jou gekry en dit maak my anders. En saam kan ons iets voor die Here daarmee doen. Goed, kom ons gaan aan. Laasweek se reeks afgehandel. Wanneer ons praat oor afgehandel, en ons sê vir mekaar die saak teenoor my is afgehandel, dan beteken dit daar is nie nog 'n hoofstuk nie. As ek die Bybel blaai en ek staan na die einde van die Bybel toe, dan staan daar op die hele laaste bladsy van hierdie Bybel staan daar die einde. Met ander woorde, hierdie boek is afgehandel. Wat ek nou moet doen is, hy's afgehandel, hy's klaar geskrywe, ek moet hom nou leef. Die mooi van die genade reeks en die genade voetspore is, dat die kruis is afgehandel, jy moet nou daarin leef. Is dit nie koslik nie? Jy moet daarin leef, daar is nie, dit beteken die volkome en die volmaakte werk is reeds gedoen aan die kruis, daarom is die reeks vanmôre se naam, of die tema, genade het geen grense nie, jy kan niks by God se werk voeg nie, halleluja. Hy sê, hy het gekyk oor die hele aarde en daar was niemand wat hom kon help en bystaan om sy volk van hulle sonde en hulle kwale te verlos nie. Afgehandel beteken, dit kan nie. Niemand kan iets daarby voeg nie. Dis net God wat kan vergewe. Die antwoord is, dis net God. Nou wil ek jou vat vanmôre na Dawid toe. 1 Samuel 16, voor jy dit opkry, Abby. Jy kan dit gaan lees daar, jy kan jou Bybel oopmaak as jy hom het, anders kan jy op die blaadjie op die skerm volg. 1 Samuel 16, nou Dawid se storie. Dawid se storie is hierdie storie in die Bybel, wat vir my en vir jou elkeen 'n storie van hoop word. Ek wil net hierdie ding uithaal gou. Dawid se verhaal in die Bybel is die een wat vir my en vir jou hoop gee. Is die storie in die Bybel wat vir my en vir jou die weg laat sien van daar's genade. So kom ons kyk na Dawid. Dawid, hierdie man Dawid, vergeet vir 'n oomblik wie hy was en wat hy gedoen het. Maar Dawid was die mees komplekse ou in die Bybel. Dawid se naam word in die Bybel genoem 'n paar keer, paar 100 keer. Ek weet nie wie van die ouens het die Bybel al deurgelees nie, maar Dawid was hierdie ou wat sy naam was op die lippe van baie mense. Ongeag van wie Dawid was en wat hy bereik het. Maar Dawid is die ou waarvan Psalm 23 ons die beste ken. Want daar is iets in die storie van Dawid uit die Ou Testament uit, wat mense laat besef dat daar is hoop. En Dawid se storie word die verhaal vanmôre reg uit die Ou Testament uit, die storie van, dis afgehandel. Dawid se lewensverhaal word die storie vir mense soos ek en jy in hierdie kerk vanmôre, om te sê dat 'n mens eerste van alles God kan vertrou met jou hele lewe en jou diepste geheime en jou grootste smart en jou grootste ellende, is Dawid se verhaal die storie van hoop, om te sê dat 'n mens kan God alleen vertrou met alles. Daarom sê 'n psalmdigter, hy sê vertrou nie op mense, op konings en op prinse nie. En dis die storie van Dawid, 1 Samuel 16. Voor ons daarby kom.
En in Dawid se storie loop die pad van genade in sy hele lewensverhaal. En dit wys ons sekere punte uit. Nou voor ons Samuel 16 lees, Abby, is Samuel kry 'n opdrag om 'n nuwe koning in Israel te gaan inhuldig, te gaan salf. Dis so tipe van wat ons nou in die vooraand in Suid-Afrika het. Binnekort word die nuwe staatspresident ingehuldig. Wat eintlik was, maar hy word net weer ingehuldig. Hulle het meer as 'n bottel salfolie nodig vir hom, maar nietemin. So hy kry die opdrag om die koning van Israel te gaan inhuldig, te gaan salf. In die huis van Isai is hierdie toneel besig om hom af te speel. En dis nou waar 1 Samuel 16 beginne. En Samuel sê vir Isai, bring al jou seuns. Bring al jou seuns, want God het gesê, uit jou familie moet ons 'n koning kies. As jy nou so vinnig dink in jou familie, wie's daar wat jy nou koning van jou familie wil maak? Ek wil net gou by iets tuis bring. Wie's daar wat jy sal sê, tussen al my boeties, of maas, tussen al my seuns, sal ek vir Abel of vir wie ook al koning wil maak. Nou lees Psalm 16 vers 1. Toe hulle inkom, het Samuel vir Eliab gesien en gedink. Eliab was een van die seuns en hy was die boetie van Dawid. Sien hy van Eliab en hy het gedink, hier is die gesalfde van die Here. Hier staan die koning voor die Here. Kyk net hoe one-track-minded kan 'n mens wees, of hoe kan jou vooropgestelde idees jou mislei. Man van God, Samuel, sien hierdie boetie van Dawid raak en hy sê, hier is die ou wat koning moet wees. Hier is die ou wat koning moet wees. Kan jy daar lees al? Ja. Gedink die gesalfde van die Here staan voor hom. En daarop het Samuel vir Isai gevra, is dit al jou seuns? Is dit al jou seuns? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas skape op. Daai pa was bevooroordeel. En dis baie keer die verhaal tussen ons as gesinne en mense, en die ouens saam met wie jy werk en die ouens saam met wie jy kerk. Onmiddellik is Isai bevooroordeel en hy sê, maar ek moet net iets, wat 'n verleentheid vir hierdie pa. Ek het hom gesien, man, maar hy is eintlik 'n skaapwagter. Hy is nie so welbult soos Eliab nie. Hy is nie wel ter tale soos Eliab nie. Ek dink Isai het gesê, ag nee Here, dit kan, nee Here, nee nie Dawid nie, ek ken ons, nee Dawid, ons ken vir Dawid. Dawid is 'n simpel skaapwagtertjie. En Dawid ryk na skaap. Het jy al geryk hoe ryk 'n skaap? Hy ding vrot, man. Nee? Kan jy die verhaal van die verlore seun onthou? Daai het net vark geryk. Maar kyk na die streep van genade wat reg deur die Bybel getrek word. Terwyl die pa andersins dink, sê die man van God, bring jy al jou seuns. Dis nie al jou seuns nie, bring al jou seuns. Want die storie van genade wil dit hê dat God kies nie altyd die vernaamstes nie. God begin nie altyd by die hooggeplaastes nie. God vat nie altyd die manne wat goed kan bid nie. Vat nie altyd die paas wat die beste met hulle hande kan werk nie. Maar hy kyk ook baie keer na die penpusher. En dis wie God is. God deel nie met ons mense ooreenkomstig wat ons is en hoe ons lyk nie. En hier is iets vanmôre aan hierdie storie van Dawid wat vir ons die hoop bring van die feit dat ook in sy lewe God genade gebewerkstellig het. 'n sekere man met die naam van Andy Stanley skryf, hy sê, what have he done to deserve this honor?
Wat het Dawid gedoen om hierdie eer te verdien? Nothing, not a thing. Niks nie. Nada. Niks. Nothing, not a thing. Hy het niks verdien om agter die skaapwagterskap uitgehaal te word en as koning gesalf te word. En Dawid sy hele styl was net andersins geweest. Maar die God van genade, die God wat na mense kyk andersins as wat ons kyk, 1 Samuel 17 sê, hy sê, God kyk nie na mense soos wat ons na mekaar kyk nie, want ons kyk na mekaar, wat het ek aan, wat dra ek, wat praat ek, hoe kan ek dit, en hoe kan ek dit, maar God kyk na ons harte. En Dawid sien nou wat na skaap, die Here sien nou wat na skaap ruik. En hy sê, hierdie is die ou. My genade is groot vir hierdie skaapwagter. In sy familie mag hy verkleineer word en verag word. Kan jy bietjie daarmee vereenselwig? Kan jy verag word in jou familie? Jy kan agteruit gestoot word in jou familie. Jy kan nie die beste kry wat jy het, wat daar is vir jou, en jy word nie altyd voorgetrek nie, maar daar's iets. And apparently his family agreed that they didn't even invite him to his own coronation. Besides, a new king should be the son of the old king. David wasn't even from the correct family. Yes, God picked him. He picked him in spite of his birth order. Jy moet vanmôre besef dat God se genade het geen beperking nie. Jy mag vir jouself sê, ek is 'n buite-egtelike kind, en hulle is baie in hierdie land van ons. Jy mag vir jou sê, ek was my maat, altyd my sê, ek is nie werd om te lewe nie. Wat is die ander ene, met jou maat gedog, maak groot, of maak dood, toe maak sy groot. Maar God se genade strek verder as wat die menslike gedagte en die opinie en die oordenking van jou hart mag strek. God kyk na mense anders en hy sien vir Dawid raak as die een wat hy wil hê, wat gesalf moet word as koning. En hoe hy dit reg kry, dis onmoontlik vir mense. Die rangorde van sy geboorte was heeltemal uit orde gewees. Min geleerdheid, rooierig van kleur, klein mannetjie. Nie 'n aangesig dat iemand sou op hom wou verlief raak nie. Maar tog kom die genade van die Here hom by. En die Here sien iets in hom. En dit is wat ons moet verstaan van genade. Dis 100% God. Jy moet dit vanmôre verstaan. Kry jouself vanmôre reg en sê vir jou, daar's niks wat my kan skei van die liefde van die Here nie. Is 100% God wat vanmôre vir jou sê, as iemand 'n klag teen jou wil inbring, sal dit niks teen jou maak nie, want God is aan jou kant. Hy het jou gesien. Hy het jou gesien lank voordat jy in jou probleem getrap het. Hy het jou gesien lank voordat jy moeilikheid aangevang het. Hy het vir Dawid uitgekies lank voor Dawid droog gemaak het. Hallo. Dawid se verhaal word 'n groot verhaal reg deur die Bybel van al sy twak en al sy nonsens wat hy aangevang het. Maar hy was uitgekies. Hoor wat sê die Bybel. Hy was uitgekies van 'n skaapwagter om te heers. Jy is in die gestalte van God, jy kan heers. As die gees van hom wat Christus uit die dode opgewek het in jou lewe, sal jy vir ewig lewe, dit beteken jy sal heers. Jy is nou alreeds 'n heerser. Ons het dieselfde gelykheid in die gestalte wat Christus kom openbaar het van die een van lei en die een van demonstreer en die een van doen en die kragte en die tekens en die wonders doen. Dit het ons vanmôre. Dawid se storie word gaan haal ver agter die skaapwagter uit. Daar's nog 'n toekoms van wat voor lê en hy is onseker oor sy eie tree en dit gaan links en dit gaan regs wees en dit gaan vorentoe wees en dit gaan verward wees en dit gaan verdoemend wees. En dit gaan uitdagend wees, maar God haal hom uit en hy maak van hom iets. Wat kan die Here nie vir jou vanmôre doen nie?
Wat kan die Here nie vir jou vanmôre doen nie? Waarmee worstel jy in jou gedagte en in jou hart, wat jy dink jy's voor God nie reg, sodat God jou kan gebruik nie? Waarmee is dit wat jy sukkel, die storie wat ek in die begin vertel het, waarmee jy nie vir mense wat jy nie met God eers wil deel nie? Wat is daar wat jou vanmôre? Ons het almal die integriteit van skaapwagters baie keer. Ons ruik. En ons klere is versluit. Partykeer voel dit of ons nie eens tussen mense hoort nie. Maar hoor wat sê hy. Nou, jy moet vir my 'n dienaar, Dawid sê, waar was ek nou gewees? Okay, sorry, ek het 'n bietjie ver gegaan. 1 Samuel 16, nou kan jy asseblief vir my gaan na die volgende slide toe. So ons moet verstaan, dis 100% God. En daarom is dit 'n afgehandelde saak. God kies wie hy wil kies. En jy en ek is daarbey ingesluit. En niemand kan jou daarbey uitvat nie. Ons het geleer laasweek in Kolossense 2 vers 14. Hy sê die klagstaat en die skuldbrief wat teen ons aangebring is, die rekening wat vir ons uitgeskrywe is, wat ons moes betaal, ons het dit nou net gesing, is betaal. Dis klaargemaak. Dis voltooi. Die kring van God se genade word voltooi deur onbekwame mense soos ek en jy, kom God en hy versoen ons deur die sirkel van genade oor ons lewens te trek. Maar hoor wat sê hy oor Dawid. Hy sê nou moet jy vir my dienaar Dawid sê. Die seun wat die skaapwagter was en wat hy daar gaan uithaal het. Die een wat in ons taal vandag sekerlik sou wees. Sondaar, miserabel, nie geskik nie, ondergeskik, onderdanig, swak presteerder, wat ook al, onsuksesvol. Jy moet vir my, Dawid sê, so sê die Here die Almagtige. Ek het jou uit die weiveld agter die klein vee weggevat om oor my volk Israel te heers. Van skaapwagter na koning. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. En al jou vyande het ek voor jou oë uitgedelg en ek het jou so beroemd gemaak soos die grootes van die aarde. Ek het jou gaan uithaal, sê die Here, waar jy was. Verstaan die storie van genade vanmôre. God haal jou uit waar jy was, waar jy vanmôre is. En hy wil jou vernaam maak. Hy wil jou kwalifiseer onder die grootes van die grootes. Jy dink jy kan nie. God sê by hom is alle dinge moontlik. Hy wil jou gaan uithaal onder die grootes en hy gaan vir jou maak die grootes onder die grootes. Nou sê die 16de vers van 2 Samuel 7, hy sê jou koningshuis. Gert, die huis waar jy regeer, jy is die koning van daai huis, jou koningshuis. Jou koningshuis, jou koningshuis. Hy sê jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan. Jou troon sal vir altyd voortbestaan. Is daar iets wat weggeneem is en ontsluit is of weggeberre is rondom die genade en die vooruitsigte wat God vir Dawid gehad het? Nee, niks nie. Jy mag vanmôre wees wie jy dink jy is. Maar God sê vanmôre vir my en jou as koningsseuns en as koningsdogter sal ons wat heers in my eie taal en ons geregtigheid en ons autoriteit vir altyd sal bly staan. En dit waar ons oor regeer of my regeringskap waaroor ek aangestel is om te regeer, my familie, my mense, sal vir altyd voortbestaan. Vriende, ons het laas 2 weke reg deur die tabernakel kortliks gewerk, vanaf die ingang by die tabernakel, hoe die priester elke dag geoffer het, en hoe dat die tafel met die toonbrode, die lanterns wat daar was, en hoe hy eintlik agter die heilige der heilige ingegaan het, om daar te gaan offer uitoefen het, vir sy volk. Maar die grootste gebeurtenis in die tabernakelse geskiedenis, en ek is jammer, ek het nie die prentjie vanmôre nie, toe hy homself aan die kruis van Golgotha gee, vir elke skaapwagtertjie vanmôre in hierdie kerk,
vir elkeen wat 'n reukie het van sonde, vir elkeen wat 'n smaakie en 'n klankie het van minder gegoed, en of minder wat ook al, en of wat ook al jy jou kwalifiseer vanmôre, toe hy aan sy lewe aan die kruis van Golgotha gee, en hy sy asem uitblaas, toe skeur die voorhangsel van die tempel van bo na onder in twee, 'n verklaring en 'n tipe van om te verstaan vanmôre dat ons het toegang vanmôre om te aanvaar meer as ooit tevore dat die genade van God is oor ons lewens oorvloediglik uitgestort. Beteken dit vanmôre dat ek 'n sleutel het om te gaan sondig? Nee, ek het nie. Want genade is nie 'n sleutel om te sondig nie. Jy moet vanmôre verstaan wat beteken genade. Wanneer jy vanmôre genade leef, beteken dit nie ek kan môre sondig en die Here kan my vergewe nie. En ek kan weer voortgaan nie. Wanneer jy na die storie van Dawid begin kyk, dan lyk dit amper asof dit so iets is, maar dis nee. Dis 1000 maal nee, want God het net hierdie storie in die lewe van Dawid vir my en vir jou iets geskep om te verstaan dat daar is 'n lyn. In ander woorde, God kyk hier na my en jou. Hy red my en jou hier. Hy laat ons verstaan hier, dis afgehandel. My genade is oor sy lewe, maar wanneer ek stap en ek maak 'n fout, is sy genade oorvloedig. Met ander woorde, sy genade is so oorvloedig oor jou lewe. As jy dit reg verstaan, sal jy kies om nie sonde te doen nie. Sy genade moet so groot prentjie van afgehandeldheid en completeness in jou lewe hê, dat jy sal kies om nie sonde te doen nie. Jy sal kies, geen refleksie op niemand in die kerk nie. Jy sal kies om nie te rook nie. Jy sal kies om nie te drink nie. Jy sal kies om nie te vloek nie. Kyk, die vyand het vir my hierdie week wat verby is wanneer jy goed preek, en vra vir predikante in die kerk, wanneer jy goed preek, die Here praat eers met jou, maar die duiwel, hy's net hier. Ek het 'n paar keer weer hulle gesê in hierdie week, Tewald. En donder weer. En dan besef ek net weer, Here, my genade is groter as dit. Ek het nie nodig nie. Ek het begin ryk soos 'n skaap. Ek het begin vreemde geluide maak, soos 'n skaap. Ek het begin bokspring soos 'n skaap wat net nie meer sens het nie. Maar dan moet ek op 'n plek kom waar ek sê, Here, vergewe my. Want miskien het ek uit die oog uit verloor hoe groot U genade is. Dit gaan nooit oor my prestasies nie. En daarom weet die vyand dit. Hy weet dit vir my en vir jou wat glo, dit gaan nie oor my prestasie nie. Dit gaan nie oor wat ek het nie. Dit gaan nie oor hoe goed ek in wat ook al mag wees nie. Dit gaan nie oor my prestasie nie. Die belofte bly van die voorkennis van God af alreeds daar, dat hy vir sy volk aan die kruis, vir my aan die kruis sou sterwe, sodat ek gesond kan wees van my swakhede. Van al my droog maak. Romeine 3 vers 23 sê, hy sê almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dawid, jou sondaar, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die Heer. Hy het dit geweet. God het dit geweet, toe hy gaan haal as 'n skaapwagter, het hy geweet. Dawid se grootste foute kom nog. Want God ken die verskiet. Hy ken in die toekoms in. Maar desnieteenstaande het God besluit om ten spyte van alles uit die stam van Isaï, uit Dawid. Hier is die ding. En al die evangelies, Matteus, Markus en Lukas, dan hoor jy Christus, die seun van Dawid. Kyk hoe awesome is ons God. Uit hierdie verwronge Isaïse familie, en hierdie stoutgat Dawid, skrywe die evangelieskrywers dit, seun van Dawid. Die Messias is gebore uit hierdie onvolmaakte stam van Dawid.
Die stam wat ruik na skaap. Die stam wat die brandmerk van, wat noem jy daai ouens wat in die veld bly? Wat noem jy ouens wat in die veld bly? Net nie sê kampers nie, want ek en Koos is kampers. Wat noem jy ou wat in die veld bly? Genigtig man. My wie? Ag, eers ek het nou wil julle weer polities raak. Nee, okay, maar jy weet wat ek bedoel. Jou God, die een wat vanmôre sê daar's verlossing vir jou, hy's gebore uit die stam van Dawid. As 'n skaapwagtertjie gaan hulle uit en hy word die lam van God wat geslag is vir my en vir jou sonde. Reg deur die Bybel verstaan ons hierdie storie dat Dawid word vir ons. Hy sê jou koningshuis en jou koningskap sal vir, dis net genade. Dis net genade. Dis net genade. Sondaar van 'n Dawid, 2 Samuel 11, ons maak gou 'n groot sprong. En eendag nadat Dawid 'n middagslaapie geneem het. Wie van julle is nie die mekaar as jy 'n middagslaapie geneem het nie? Wie van julle is nie loop teen 'n deurkoestyn vas of sê ek het nou net koffie nodig of gee vir my net iets want ek het nou iets, ek's nou mislik geslaap. Maar een middag na Dawid so mislik geslaap as hy loop deur al wat 'n konsyn is vas, toe hy hom kry, toe val hy reg deur die deur op die buitebalkon van sy paleis en toe hy hom so self kon kry, val hom ligter toe hy so opkyk, toe sien hy daar's 'n dametjie wat besig is om te bad. Sy het nie 'n kostuum aangehad nie, want jy bad nie met 'n kostuum nie. En ek dink Dawid het allerhande kom goed in sy kop laat deurgaan. Wie se dogter is sy? Hoe lyk haar mates en hoe lyk haar bates? Maar hy's koning. En hy's uitgehaal daar. En God het aan hom beloof, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd vas staan en jou troon sal vir ewig bly staan. Dawid, ek sê jou seun. Dawid, ek maak jou groot vir iets. En hier kom kyk hy en hy val. En hy val. En hy invite dan na sy huis toe en hulle slaap oor. En hulle eet koekies en rooi koeldrank. Twak man, die Bybel sê hulle het seks gehad. En uit sy sonde uit word daar 'n kind gebore. Jy moet die storielyn verstaan van hierdie genade storie. Dis die grootste genade storie, een van die grootste genade stories in die Bybel. Dawid se gevalle lewe word die storie van vrygemaak. Afgehandel. Come on ouens, is daar iets wat jy kan doen wat jou vanmôre kan ekskommunikeer van my God? Ons moet vanmôre almal net kan getuig dat Here, dis net deur u genade dat ek is wat ek is. Ons moet net kan getuig, Here, ek het gister dalk nog gevloek en ek het gister dalk nog my vrou aan haar hare rondgetrek en wat ook al, maar Here, vanmôre, dis net deur die genade, Here. Dis net deur die genade. Dis net deur die genade. En nou, die volgende oggend doen hy nog die ergste van alles. Hy het nie net 'n swakheid vir 'n mooi vrou wat nie 'n bikini aan het nie. Hy skryf 'n brief. Hy skryf 'n brief na een van sy leeroowersters toe. En hy is so arrogant, hy vat die brief. Ek vertel jou 'n storie van genade, gryp dit net. En hy gee die brief, en vir wie gee hy die brief, dink jy? Vir wie gee hy die brief om te gaan oordra aan sy hoof, aan sy bevelvoerder? Hy gee dit vir die vrou met wie hy geslaap het, se man. Hy gee sy moordplan. Hy gee sy moordplan vir hierdie vrou Uria. Haar man se naam was Uria. Geef hom die moordplan, hy sê, gaan gee dit vir jou bevelvoerder. Hy het dit nie geweet wat daar binne staan nie, maar ek kleer net die prentjie vir u en hy gee die moordplan van Uria om te sê, gaan vat jy dit Uria, vou goed van 'n Dawid, agterbakse man van 'n Dawid, weg is my ding hier soos hy. En die volgende oggend het Dawid 'n brief aan Joab geskrywe en hy het dit met Uria gestuur en die brief het geskrywe, gee tog aan Uria 'n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en kan doodgaan want ek het sy vrou. Toe ons jonk was en in die army was en rol was
en onbeskof was, dank God het ons gered. Dan ry jy in die straat verby, Ami ouens sadiste man. Ons is wreed, ons is onbeskof. Dan loop 'n civi met sy girl, hand om hand in die straat vas, dan hang jy by die venster uit, dan skree jy vir hom, hou af vas ou maat, want môre is sy myne. Dis wat Dawid met Uria gemaak het. Vrek jou pes, want môre is sy myne. Dis eintlik wat hy gesê het. Verstaan jy die storielyn wat ek vir jou probeer bring vanmôre om te sê, jy dien 'n awesome God, jy besef dit nie altyd nie man. Nie jy nie, die mense van ander plekke. Sit die kerk se banke warm. Maak moeilikheid. Twis, kap, skinder, wippele. Ons besef nie hoe groot is die genade van God nie, want as jy jou vir my wip, is die genade van God so groot, dat jy God in my moet raak sien en kom dadelik sê, luister, ek het my vererg vir jou man, maar ek wil jou net sê, ek het jou lief met die liefde van die Here, ek vergewe jou. Jy moet die bloudruk van God se genadeplan reg deur die Bybel volg, en toe die routyd verby was, het Dawid het hy haar oor na sy huis toe laat haal en het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar Dawid het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hoe laat is dit? Ja, okay, so amper huis toe. Maar Dawid het gedoen wat verkeerd was. Dirk het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Dirk het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Wat jy sien vanmôre is genade. Wanneer ek praat, dan moet jy hoor, dis genade wat praat. Dis genade wat praat. Psalm 51 kom Dawid en hy het berou in hierdie psalm oor al sy verkeerdheid en jy kan die hele psalm gaan lees. Hierdie Dawid, Psalm 51, 3de vers, wees my genadig, o God. In u troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. 3 woorde, genade, liefde en barmhartigheid. Iets wat in die kerk baie kort kom. Iets wat kerkmense teenoor kerkmense min agting voor het. Die genade van God wat ek in jou sien. Die liefde van God wat ek teenoor jou moet openbaar, en die barmhartigheid wat ek teen jou moet hê, teenoor jou behoort hê, om te sê, as jy 'n fout gemaak het, kom, ek help jou om op te staan, maar in plaas daarvan hardloop baie van ons terug en gaan ryk skaap. Gaan vrot soos 'n vark. Ouens, hoor jy wat ek vir jou sê vanmôre? Ek preek vir myself ook vanmôre. Maak jy geen fout nie. Dawid as pa was nie eers 'n goeie pa gewees nie. Vadersdag vanmôre. Paas. Vadersdag vanmôre, koning, priester en profeet. Toe het daar 'n groot ding gebeur. 2 Samuel 13. Dawid as pa. Toe gebeur daar, dit staan net so. Toe het daar 'n groot ding gebeur. Dawid se seun Absalom, it runs in the family. It runs in the family. Daar's 'n bok in die huis. Jy moet hom soek. Ek en jy moet soek. Toe gebeur daar 'n groot ding. Dawid se seun Absalom het 'n mooi sussie gehad met die naam Tamar. Amnon, 'n ander seun van Dawid, het op haar verlief geraak en hy was siek van sy begeerte na sy sussie. Kyk, ek het my sussie baie lief. En tussen my en my boetie het sy al die hel op die aarde gehad. Ons het vir haar geboks. Ons het vir haar in haar hare rondgetrek. Ons het vir haar, maar ek is lief vir haar. Maar my begeerte aan my suster was nog nooit soos wat hierdie. Kerk, ek en jy moet vanmôre regtig besef. Om Johannes, as ek na jou kyk, sien ek God se genade. Tannie Anna, as ek na jou kyk, sien ek die genade van God. Oom John, Tannie Anne Marie, julle is omtrent die oudstes, en Hannetjie, julle is die oudstes. Elsa, jy's kort koppie. En dan sien ek die genade van die Here. Ek sien hoe dat God julle op 'n pad gevat het. Elke tree.
vir jou ander wat hier sit ook, elke tree vir tree gevat het. En Absalom het sy leiwagte bevel gegee, moord. Hy sê, julle moet oplet, dat as Ammon lekker jolig geraak het van al sy wyn, dan sal ek vir julle teken gee, sal hom dood en moenie bang wees nie, ek gee vir julle mos die bevel, pak hom man, moenie twyfel nie, maak hom dood. Ek het jou nou gesê, it runs in the family. Daar is soveel familiegeskiedenis wat mense vashou. Ek gaan nou klaar maak. Harry julle toestemming gee om te sê, ek moet aanhou preek tot so half, nog iemand het vir my gesê, ek maak te vinnig klaar. Die storie van genade en hoop trek soos 'n silwerlyn reg deur die Bybel, en dit, ons lees Psalm 23 baie maklik. Ons lees Psalm 23 baie maklik, maar wanneer ons oor hierdie tragedie van 'n familie lees, dan wil ons vingers wys. En dit gebeur in ons regte wêreld ook so. Ons wil so graag vingers wys teen ons familie. Hulle is dit, of hulle is dies, of hulle is daais. Maar die belofte van God se genade het steeds vasgestaan. Dit het gesê, jou koninghuis en jou koningskap sal vir altyd vasstaan. God sal nooit sy woord opponeer nie. As God gesê het, my genade is vir jou genoeg, dan beteken dit my genade is vir jou genoeg. Die belofte staan vas, en hoor wat sê daardie man wat ek nou daai Andy Stanley, hy sê, and so God become the ultimate promise keeper to one of history's greatest promise breakers. Daar staan iewers in die Bybel, dat as jy 'n belofte aan God maak, mag jy nie dit verbeur nie. As jy 'n belofte aan God maak, moet jy daarby hou. Hoekom? Want reg deur die Bybel en die storie van Dawid vanmôre het God 'n belofte gemaak. En hy het nooit enige plek in Dawid se lewe hierdie belofte verbreek nie. Wat het jy vanmôre wat God nie se genade oor jou lewe kan laat spoel nie? Ek het net vir jou gesê, al 4 die evangelie skrywe oor Christus uit die stam van Dawid, want hulle verstaan die storie van Dawid. Hulle verstaan, hulle was self mense, hulle verstaan waarvandaan hulle kom. Hulle verstaan dat hulle nie altyd gevestig was in die geloof nie. Die genade is 'n stap wat ons moet leef deur die geloof. Daar is niks vanmôre wat niemand van ons kan wegvat nie. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Wat het ek en jy meer as om te offer vanmôre om te sê, hier is ek, Here, al was my sonde, wat sê hy, al was my sonde soos, ek maak dit wat soos wil. Verstaan jy waar pas jy in die storie van genade vanmôre? Verstaan jy waar jou lewe vanmôre gegrondves is? Ek probeer elke dag of elke tweede dag vir ietsie stuur rondom genade. Leef dit. Kan nie vir jou anders beskrywe as leef dit. Kan ek gou die band vorentoe kry? Asseblief, Chris, sal jy die klavier vat? Jy, maar. Okay. Ek wil hê ons maar daai song sing wat ons nou mee afgesluit het. He paid the debt. Ek wil hê ons net so vir 'n oomblik moet jy stil raak. Besef net vir 'n oomblik die grootheid van die God wat jy dien. As jy nie bereid is om vanmôre jou lewe vir God oor te gee nie, dan sê jy eintlik God is nie in staat en God het nie die vermoë om my los te maak van my verlede en my los te maak van my sonde en my los te maak van my tekortkoming nie. Dankie, julle kan dit sing as julle gereed is. Dan sê jy vanmôre God het nie die vermoë nie. Jy is vanmôre die storie van Dawid. Jy is die Dawid van die Ou Testament. I needed someone to wash sins away, and now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt that I
never paid. Kom ons sing dit weer saam, halleluja. And he paid. Dit was vir my, Here. Dit was vir my, Here. I did not cry, I needed someone to wash my sins away. And now I sing a brand new song, Amazing Grace. Jesus paid the debt. Kom ons staan vir 'n oomblik. Kom staan saam met my op jou voete. Ons vertrou U vanmôre, He paid. Here, ons aanbid U vanmôre. Dankie vir die genade. Dankie vir die genade, Here. Ons is vanmôre genade mense. Vrygemaaktes vanmôre. Dankie Jesus. And now I sing Amazing Grace. That I could never pay. Loof die naam van die Here. Here, ons wil vanmôre opnuut bid. Vergewe ons. Ons wil vanmôre opnuut bid om te sê, ons het genoeg vertroue vanmôre in U, om ons lewe onvoorwaardelik voor U neer te lê. Elke ding in ons lewe waarvoor ons te skaam is, of waaroor ons bang is, om in die verleentheid te kom, of in die oop te bring, wil ons vanmôre sê, hier is ons, Here, ek bely dit vanmôre voor U. Ek wil dit vir U gee, want U het my vrygemaak. Die bloed van Jesus Christus reinig my van al my sonde. Dankie vir genade. Dankie vir genade. Dankie dat dit afgehandel is. En dankie vanmôre dat daar geen perke is vanmôre nie. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kom ons neem ons sitplekke. Baie dankie. Ek gaan goue kansie gee vir die kinderstad om vir ons hulle bydra te lewer in vanmôre se diens. Baie dankie. Amen. Baie dankie, Charlie. En hier is hier bier wat jy wel alles hoor.
Almal gekry, baie dankie. Daar is nie vir die tyd van die skoolvakansie aan die gang is die vroue bidure nie aan die gang nie. Ons gaan aan met die bidure. Dankie vir die ouens wat ons bidure ondersteun. Pragtig, ek waardeer dit, baie dankie. Ek vra vir jou, kom bid asseblief saam met ons. As ons nie kan bid as gemeente nie, kan ons nie verwag dat die Here in ons gemeente moet groot doen. Baie dankie dat jy is. Kom ons staan en dan gaan ek die seën van die Here oor jou uitspreek. Goed jy daar agter by die deur, baie dankie. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede, die genade, die vrede en die liefde en die blydskap van die Here Jesus Christus bly met my en jou elkeen. Amen. Ek groet jou daar by die deur.